Ek vra nou vir Ingrid Kok om die bekendstelling van die Maree Mediaregister te doen. Goeiemôre vriende, kan ek gou so met die opsteek van hande sien hoeveel Marees het ons hier gehoor? Dit is 'n mooi klompie. As ons klaar is, wil ek hê julle moet asseblief hier kom staan, dat ons dan 'n foto neem van die geleentheid, dat ons al die Marees vir ewig vir die nageslag. Vraag is nou, hoekom doen ek nou navorsing oor die Marees? Ek so 30 jaar terug in die Silje familie aangetrou is, het ek baie gou gehoor van die Marees, oom Edie, dis nou jou ouma grootjie ook. Toe vir ons vertel, Martha Helena Maree, ons Silje ouma grootjie, was 'n formidable vrou. Sy was ook een wat vir onderwys gestaan het. Sy het geld gegee dat die skooltjie by Groenberg gebou word. Sy het geld gegee vir die oprigting van 'n skooltjie in die Hoofvlei en op hulle eie plaas die Silje skooltjie. So 'n formidable onderwyskundige vir haar tyd. Karen se ander ouma grootjie was natuurlik ouma Emmy. Sy het van Graafrenet afgekom en sy het Wes-Transvaal toe getrek. En dan het my eie familie, ouma Martha Maree, die matriarg van baie van die families in Gordini. So, met my kinders se 3 Maree ouma grootjies kon ek nou eintlik nie anders as om toe maar oor die Marees te begin navorsing doen nie. Nou moet ek dadelik vir julle sê, hierdie is nou nie Sobat Kloof se Marees nie. As julle wat nou vir Sobat skryf, Kellis van Ryme kyk, hulle is nie van ons familie, ons elk nie vir Veronique as deel van die familie nie. Met nuwe genealogiese navorsing sukkel ons vandag so 'n bietjie meer op die wetgewing maak dat ons nie meer so toeganklik by bronne kan uitkom nie en ons mag ook nie meer so maklik bronne van lewende mense publiseer nie. So as jou naam nou nie in die boek is, is omdat ons jy nie daarin wou gehad het, sodat jy dit nie vir my gestuur het nie. Ek dink die boek is redelik volledig tot 1925, want ons werk so op die 100 jaar reël. Die naam wat dan nagekom het, is die wat julle vir my gestuur het en daarom kon ek dit ingesluit het in die boek. Die einde daarvan was 3 volumes, 20.000 name. So, maar julle is baie welkom. Stuur vir my julle jonge generasie se inligting en dan sit ons dit by en dan kan ons vir 'n jaar of wat 'n tweede uitgawe uitgee met die nuwe inligting. Terwyl ek nou so aan die Silje's gewerk het, het ek nou met oom Gawie Silje baie te doen gehad. Oom Gawie het vir my gesê, daar's 3 dinge wat die Silje's nie op kan roem nie, want dit kom van die Marees af. Dis langs lewendheid, vroomheid en verstand. Ek wil nou die 3 goed gebruik om iets oor die Marees te sê. En langs lewendheid begin ons sommer eintlik by die stamvader. Nou die stamvader, Charles Maree, is in 1638 in Frankryk gebore, op Le Plessis de Plessis. Dis naby Malay, in die Harpa-streek van Ile-de-France. So dis baie naby aan Parys. So 20 km suidwes. En hy kom toe Kaap toe, en hy noem ook sy plaas Le Plessis de Plessis. En ons is bevoorreg dat hulle vandag nog bestaan en dat hulle baie goeie wyn maak. So vir die van julle wat 'n bietjie langer gaan kyk, julle kan proe hierdie wyn. My arme Charles het gou moeilikheid gehad. Daar was 'n kooiman met die naam van Edisa, hy was sommer bekend as Dikkop. En hy kom maak moeilikheid hier op Le Plessis en hy probeer wat lemoene steel. En hy en Charles Maree raak in 'n onderonsie betrokke en hy gooi vir Maree met 'n klip dood. Ons is bevoorreg om daardie doodsondersoek nog 'n afskrif van te hê. Jean-Pierre Du Plessis, die Du Plessis stamvader was 'n dokter en hy skryf dan hierdie klein mediese verslag hier wat hy sê dat hy was nou hier in Drakenstein gewees en hy toe nou die lijk oopgemaak en ek dink dis wat ons vandag sou kon noem 'n liesaneurysme. Want die klip het toe die liesslag aangetref en hy sê dat hy nou daar 'n kneusplek gekry het en dat daar baie gestol bloed was en dat die bloed na die hart toe gegaan het. En dit was dan die rede dat ons stamvader maar op 51 jarige ouderdom oorlede is.
Maar daar is ander wat dan 'n bietjie langer kon geleef het. Tannie Johanna Margaretha Maree was verlede jaar 105 jaar oud. En na die beste van my wete, ek kon nie anders vasstel nie, lewe sy nog, so een van die dae gaan sy 106 word. En julle kan sien, sy lyk nog baie goed. Ek aanvaar, dis omdat sy nie 'n man gehad het wat haar huishouding gegee het. Maar, in my navorsing het ek nou 'n bietjie gaan kyk, wat was die oorsaak dat mense dood gegaan het, en hier kan jy sien, die belangrikste redes vir oorsake van dood. En dan sien koronêre trombose en hartsiektes is nogal 'n groot syfer, so ek dink die Marees, en dan sê hulle sukkel redelik met hulle harte. Dan sien julle daar in die agtergrond, ekskuus die ventjie op die bord is nou nie so mooi nie, dis die konsentrasiekamp in Betuli. En in 10749 het Stefanus Johannes Maree en Sarah Margaretha Ackerman gewoon. En dan sien julle dat hulle verloor 3 kindertjies. Op die 17de Desember, hulle is dogtertjie van 6 jaar, die volgende dag die seentjie van 8 maande en die dag daarna die dogtertjie van 4 jaar. En uit my data het ek 29 sulke kindertjies gekry wat in die konsentrasiekamp dood is. Hierdie is 'n foto van Dr. François Paulus Maree, hy was 'n dokter in Forsberg. En dan sien julle daar op die 17de Maart met die 4 sterf hy aan bylopes. En dan 3 dae later, of 4 dae later, die 21ste sterf sy vrou, ook bylopes. En die volgende dag, die 22ste, hulle dogtertjie Gertie, 2 dae later, dogtertjie Agnes en Boetie François. En dan bly net Jessie oor. Jessie se naamstaat het vir my die fotootjie gestuur. Maar so die hele gesin binne 4 dae almal oorlede. Dan oor vroomheid, ek weet nie of wat regtig gesê die Marees was so vroom nie. Daar was een man wat 5 huwelike gehad het. Daar was 3 wat 4 huwelike gehad het. 51 van hulle het 3 keer getrou en 480 van hulle het 2 keer getrou. Maar dan kom ons by die kinders. Een het 21 kinders gehad. Een het 20 gehad, 5 van hulle 19 kinders, 5 18 kinders, 5 17 kinders, 14 16 kinders en 27 van hulle 15 kinders. En ek het daar opgehou, dan is die 14, 13, 12 is ook nog net so groot klomp. As jy so baie kinders het, jy baie name nodig natuurlik. En ek gaan kyk watter name kom die meeste voor. En Johannes Stefanus kom 118 keer in die database, so dit klink my is die naam van die Marees. Onder die meisies Maria Magdalena. En dan die tweede hoogste by die mans Jacobus Johannes, 81 name. Dan oor die verstand, daaroor kan ons dalk 'n bietjie meer sê. Hulle ek ken lopende klompie, Skilders, Lita Maree, Wessel Maree, Dani Maree. Dan finansies, vir ons wat hier in die Weskaap woon, ons is almal bekend met Jan Maree, die Jan Maree Nasionale Fonds, en Koetsenburg, dit was dan klein trofee van die Marees hier rond. En dan, baie van julle sal onthou vir Dr. Jan S. Maree en sy Trustbank meisies. En aan die regterkant sien julle vir Lang Piet Maree. Nou, hy was groot grondeienaar in Pretoria, woonbuurt Les Maree, is na hom vernoem, en die Nigel myne het ook allemaal aan hom behoort. Maar hy was ook bekend as die langste man in Pretoria, en saam met hom op die foto sien julle vir King Coffee, die kortste man in Pretoria. En hierdie foto, postkaartjie, blykbaar oral die ronde gedoen. Sportmanne, so 'n paar bekendes, in die rugbywêreld aan die linkerkant, Wits Maree, Hannes Maree, Johan Maree, Charles Maree. Dan by hockey, Marie Maree, en Louise Maree, en dan Jamie Maree, wat op die oomblik 'n ultrasport atleet is. Politici, daar sien julle vir Jaap Maree, almal bekend. Pieter Maree, ons Weskaapse premier op sy dag gewees, Grant Maree, wat 'n politikus op die oomblik is, en dan Andrew en dan man Erik Maree. Nou Andrew sou vandag hier gewees het, maar toe die DA ons 'n streep gedryf en hulle federale vergadering gereël vir vandag. So sy sou graag hier wou wees. Dan by die digters, Dani Maree vir die jonger geslag, maar dan ons ou bekende Eugene Maree.
En Winternag is seker een van sy bekendste, maar ek wil nog graag vir Daniel vra om vir ons 3 gedigte van Jean Marais voor te lees. Ja, baie dankie, ek doen dit graag. Ek lees uit die versamelde gedigte van Marais, waar op die voorblad is daar inderdaad Winternag met in sy handskrif dieselfde wat daar op die skerm is. Ek gaan 3 van sy gedigte lees en dan 'n gedig van die Opperman oor Eugène Marais. Nou ja, dit kan nie anders nie as om te begin by Winternag, wat word algemeen beskou as die begin van die ernstige Afrikaanse digkuns. Dis in 1905 gepubliseer en vooral Gustav Preller, die vriend van Marais, het dit hoog aangeslaan. En vandag nog word dit as, sal ons maar sê, die fundament van die Afrikaanse digkuns beskou. Winternag. Hoe koud is die wyntjie en skraal, en blink in die doflig en kaal, so wyd as die Heer se genade, lê die velde in sterlig en skade. En hoog in die rande, versprei in die brande, is die grassaad aan het roere, soos winkende hande. Hoe treurig die wysie op die ooswind se maat, soos die lied van 'n meisie in haar liefde verlaat. In elk grashalm se vou blink 'n druppel van dou en vinnig verbleek dit tot ryp in die kou. Dan Skoppensboer, die cyniese Marais aan die woord. 'n druppel gal is in die soetste wyn, 'n traan is op elk vrolik snaar. In elke lag 'n sug van pyn, in elke roos 'n dowwe blaar. Die een wat deur die nag ons pret beloer en laaste lag is Skoppensboer. Gewis en seker is die woord, die skatte wat ons opvergaar, ondanks die sterkste slot en koord, word net vir mot en roes bewaar. Net pagters ons van stof en dons, om oor te voer aan Skoppensboer. Die heerlikheid van vlees en bloed, die hare wat die sonlig vang en weergee in 'n goue gloed. Die dagbreek op elk sagte wang en oë vol van sterrepragt is weerloos teen sy groter mag. Alreeds begint die rimpel sny, oor alles hou die wurm wag. En stof en as is al wat bly. Want swart en droef, die hoogste troef, oor al wat roef, is Skoppensboer. Gewis is alles net 'n grap. Ons speel in die komedie mee, geblinddoek met 'n lang verlap, wat selfs die son 'n skadu gee. Wat treur ons nog? Viool en fluit maak nog geluid, en lank die nag wat voor lê nog. Al kan ons nooit volmaaktheid raak, steeds blink die oog en gloei die huid, wat heel die winter blomtyd maak. Dus, onverlee, lag ons maar mee, met elke toer van Skoppensboer. En dan, my gunsteling gedig van Marais, waar Tebus in die stil woestyn. Daar sou ek vrede weer besef, waar Tebus in die stil woestyn sy magtig rotswerk hoog verhef en Mara in die sand verdwyn. Waar smorens van die hoogste krans die berg aan draaiend opwaarts spoed, om in die gloeiend hemeltrans met groot geroep die son te groet. Waar treurig nog die wolf gehuil, weer klankend in die klowe dwaal, en groot wil om die syferkuil soos skadu's in 'n stofwolk maal. En huiswaarts brommend sluip die tier sy donker moordplek pas verlaat, wanneer die eerste grou liemuur met slepend mis die veld beslaat. O land van al ons liefde, daar sou ek aanbiddend weer die kloppe van u hart gewaar, u moederlike skoonheid eer. En dan Opperman se gedig oor Marais, soos almal weet het hy natuurlik selfmoord gepleeg. Wildernis.
Watter boom se bitter wortel, watter boom se bitter wortel, watter beentjie van die tortel, sal die hart teen bose gees beskerm en van eensaamheid genees. Sal die kraanse en die wilde peer tot sin en ewigheid besweer. Met die jare word die kamer daagliks onherbergsamer. En buite kom 'n kilte dieper uit die klip en stilte. Buite, agter 'n muurstoel lê die maarlyk van Eugene Marais. Dankie Daniel. Die van julle wat die pers dophou, sou weet dat verlede week was dit 90 jaar gelede wat hy oorlede is. Dan die volgende ene is musiek. En 'n bekende ene is dan natuurlik Esmeralda Marais, maar daar was ook ander, soos Joseph Marais. Ons is almal bekend met die kortste se weergawe van Heimwee, maar ek vra nou graag vir Jan Hendrik Fourie om vir ons Heimwee en Mali die slaaf te sing. Goeiedag dames en here, dit is so 'n groot voorreg om vandag te wees en julle hierdie liedere te sing. Dit sê toe ek nou begin werk in die liedere en ek het dit 'n bietjie verwerk. Dit is allemaal vir klavier geskryf en dis deur die ongelooflike Louis Koorts gesing. Dit is verskeie dae. Ek kom maar die kamer uit na die eerste halfuur wat ek werk in die lied en ek het my vrou verduidelik hoe moeilik dit is. Dis 'n bietjie anderste woorde gebruik. Maar die ding is as 'n mens so half soos hierdie ongelooflike gedigte wat ek nou net gelees het. As 'n mens hierdie gedigte so lees, mens begin so half te bestudeer, dan sien jy iets wonderlik in hulle raak. En wat vir my so ongelooflik was, is die identiteit wat hierdie liedere beskryf. Dit praat oor verlang, dit praat oor dinge wat jy onthou. En ek dink veel graag hierdie Heimwee, my weergawe van Esmeralda se Heimwee. My hart verlang na die stilte van die wye veld, ver van die stad se geluide en die klinkende klank van geld. Ek is nog vir die rustelose lewe van mense wat kom en gaan. Ek wil terug na die vreemde ruimte waar die hart en die siel bly verstaan. O, ek sien weer die son op die velde en die ewige blou daarbo en my hart skiet vol van Heimwee en my drome swem in my oë en my hart skiet vol van Heimwee en my drome swem in my oë. Ek sien weer die eilblou berge daar ver oor die Westerkim en wonder nie meer waarom weemoed so sag uit my liedere klim na die grys lug bowe waar die son en die miste kwyn, want toe ek verlang na die velde
volgende en die laaste een is Mali se lied wat ook vir my ook so pragtig is van identiteit en dit het vir my so laat dink oor die vrou wat sing oor dinge wat sy onthou. Uit die aard van die saak om sy interpreteer mos nou maar die gedig soos wat geskryf is en wat vir my so mooi is sy praat van die dinge wat sy onthou van die suidooste wind. Sy gebruik die ou Afrikaanse taal wat ook vir my interessant was om te wat sy praat van daar vandaan kom ek wat maar jet wat uit die aard van die saak Romaans is van wie ich heiß in Duits maar sy praat die hele tyd van die dinge wat daar herinner van die huis en ek dink altyd in waterblommetjie breedie. Dis vir my so gereg wat vir my so nostalgies is. Ook baie weeskep, want ek het die laaste herinnering wat ek van my oupa, my naam is eintlik vir iemand, wat ek van my oupa het, is ek en hy my pa wat sit en waterblommetjie breedie eet. En dit snaaks so gereg, jy so 'n bietjie kan terugdink aan iets van jou verlede, maar dit is my so mooi van die lied wat sy ook sing, van dinge waarna sy mis, van wat uit die aard van die saak haar huis was. Van die lotusland waar die lelies groei en die koningsblom op die boomstam bloei, waar jou allang deur die somer woon en elke dag met sy glorie kroon, waar sag die koel suidooster woon, die geelgroen veld my groot was vriend en sagter teen die witstandslaan, die brand is van die oseaan. Daar vandaan, daar vandaan, daar vandaan kom ek wat Mali het. Daar vandaan kom ek wat Mali het. Vry was ek waar die lotus groei, vry waar die koningsblomme bloei, waar elke middag sag die reën sy gloed aantelbare trane wen, oor die Attaput en die Silverland, oor vyf bewerkte Saverland, waar oor die storige vulkaan die rookwolk en die môre staan. Daar vandaan, daar vandaan, daar vandaan kom ek wat Mali het. Daar vandaan kom ek wat Mali het. Daar vandaan kom ek wat Mali het. Daar vandaan kom ek. Daar vandaan kom ek. Dankie Janine. Ek hoop die Marais het elkeen Polyscias Maraesiana boom in hulle tuin. Want daar staan selfs 'n boom na die Marais genoem. So mag julle almal lekker onder julle Marais boom gaan sit en julle Marais register lees. Ek gee graag vir Jan Marais 'n kopie sodat hy kan begin lees.
punt vind waar ek laaste was. Ons is op die einde. Ons volgende vergadering is op Saterdag 10 April 2027. Net voordat ek klaar maak, wil ek daarom graag vir iemand 'n geskenkie oorhandig. En dis ons sekretaresse wat die gom van die vereniging is. Sy bring alle punte bymekaar, papierwerk bymekaar en sy bring ons bymekaar. Amelia, baie dankie vir dit wat jy daagliks vir ons doen. Ons is groot waardering daarvoor. Dan wil ek vir Andrew vra, wil jy net gou die ander geskenkies vir ons uitdeel daarso vir die mense wat 'n bydrae gelewer het? Daniel Rico is daar ietsie van ons kant af. Ja, nee, druk. Nou ja. Ook aan Dominee van Broekhuizen, kan hy na vore kom? Hy staan daar met die kamera stol om net so oomlik. Dan sê ek vir baie dankie vir die woordigheid, baie dankie vir almal van julle wat gekom het vandag, ons waardeer dit regtig waar. Ek hoop dat die volgende jaar almal weer hier sal wees en dat die Marais wat nog almal hierso aangekom het, almal lede sal word. Dis vir ons baie belangrik dat ons lidmaatskap groei en weer eens dat ons jong mense ook hierso by kry. Die ete sal oor 'n wyle aangebied word, maar voordat ons eet wil ek net graag hê dat die almal so 'n bietjie saam kuier en mekaar 'n bietjie herontmoet, want ons is almal 'n familie wat met 'n paar skepe hier aangekom het. Baie dankie vir die woordigheid in die res van die dag. Die Marais asseblief, die Marais na vore kom, voordat u verdwyn, ons wil graag 'n foto van u. Baie dankie vir